Ons praat vandag oor die krag om te kies. Die autoriteit wat jy het om te kan kies. Is baie belangrik, want party mense dink dit gebeur nou maar net en goed gebeur nou maar net, maar jy het altyd 'n keuse. Deuteronomium 30 vers 19. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle. Die lewe en die dood, die seën en die vloek. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Jy het 'n keuse, en jou keuse bepaal wat met jou gebeur. Die Here hou 'n sleutel na jou toe uit en sê, kies lewe. Elke woord wat jy sê, is 'n keuse. Elke woord wat jy sê, is 'n verklaring. Dit beweeg jou in die rigting van lewe of in die rigting van dood, in die rigting van seën of in die rigting van vervloek. As die Here sê, kies lewe, dan beteken dit, lewe gebeur nie maar net met jou nie. Ek het altyd die uitdrukking wat sê, jy kan nie keer dat 'n voël oor jou kop vlieg nie, maar jy kan keer dat hy in jou hare nes maak. Jy het nie altyd beheer oor wat met jou gebeur nie, maar jy het beheer oor wat jy daaroor sê. En daardie sê wat jy sê, bepaal lewe of dood, seën of vloek. Dis 'n keuse. Maar wat jy kies om te sê, kom uit wat in jou hart is. Wat jou gedagtes domineer en waarna jy kyk en luister, vorm jou woorde. En dan spreek jy of lewe of dood oor jouself. Woorde is gereedskap waarmee jy kan bou of waarmee jy breek. En dis hoekom die vyand so hard werk om te beïnvloed wat jy sê. Dis hoekom hy wil hê jy moet sê voordat jy gedink het. Jy kies wat jy sê. Jy kies waarheid of leuen. Jy kies geloof of vrees. Jy kies krag of passiwiteit. Jou stem moet ego wat die woord sê, en dan sien jy hoe jou toekoms in lyn kom met die Here se plan vir jou. So, kom ons bid. Vader, ek dank U dat U my die autoriteit gee om te kies. Ek kanselleer elke onverskillige woord, elke negatiewe belydenis en elke ooreenkoms met verloor in die naam van Jesus Christus. Ek breek elke patroon om vrees te praat, mislukking te praat, beperking te praat in die naam van Jesus Christus. Ek kies lewe, ek kies seën. Ek kies om in lyn te kom met U beloftes en ek aktiveer die atmosfeer van die hemel in my lewe. Heilige Gees, leer my tong om openbaring te spreek en nie in reaksie te praat nie. Laat my woorde my toekoms vorm en geboorte gee aan wonderwerke en deurbrake aktiveer in die naam van Jesus. Ek verklaar dat my mond nie gereedskap is vir verwoesting nie, maar vir my goddelike doel. Ek spreek oorwinning oor my gedagtes, oor my liggaam, oor my verhoudinge, oor my finansies en oor my toekoms. Van vandag af kies ek om lewe te spreek in die naam van Jesus.